Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Welkom aan elkeen van julle vanmôre. Ons is besig met die rigting wat die Here ons boot wil stuur vir die jaar. Die rigting wat hy ons gee en die woord wat die Here ons gegee het hierdie jaar is met Jesus kan ons. En dit is belangrik vir my om gou net seker te maak ons verstaan wat Jesus vir ons sê. Jesus is nie besig om vir ons te sê dat ons hom op ons journey moet vat nie. Okay? Wat Jesus besig is om vir ons te sê is dat ek wil jou op my journey vat hierdie jaar. Ek wil jou saam met my vat. Alright, so yes, sluit dit jou werk in, ja, sluit dit jou familie in, ja, sluit dit jou persoonlike lewe in, yes, maar Jesus wil jou op 'n journey saam met hom vat. En ek wil vir jou sê, dit maak my baie meer opgewonde as die feit dat ek moet probeer Jesus saam met my vat. Is die feit dat ek weet waar hy gaan ek saam met hom. En laasweek toe ek 'n deel het ons 'n uitnodiging gemaak en daar het soveel mense uitgekom vorentoe en hulle harte vir die Here gegee. Hulle harte vir die Here gegee en gesê, Here Jesus, ons nooi U in. U is ons redder en ons saligmaker. U is die een saam wie ons hierdie pad wil stap. En dit is so special. Church, elkeen van ons moet op 'n dag by daai plek kom. Op 'n dag kom waar ons hand uitstrek, Jesus se hand vat en sê, Jesus, ons gaan saam. Ons gaan saam. Nou vanaand het ons die voorreg, ons doop 'n klomp mense. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vir dit. Hoe special is dit? Nou ek weet nie of onthou jy jou dag van wedergeboorte of jou doop nie, maar is so spesiale dag. So kosbaar. Okay. Maar dit is so belangrik vir oggend, wanneer voordat ons dan verder gaan, om te sê dat ons gaan saam met Jesus hierdie jaar stap. Nou wanneer ek vir jou sê, ons gaan saam met Jesus stap, dan wil ek jou vra, weet jy wie dit is saam wie jy gaan stap hierdie jaar? Weet jy wie die persoon is wat jou nooi om saam met hom te gaan? Want dit is baie belangrik, church. Dit is belangrik om die persoon te ken voordat jy saam met daai persoon stap. Ons was so 16, 17 jaar oud en dan het ons altyd hier in Margate hierdie sportskool bygewoon daar. Ek weet nie wie van julle kom uit daai era uit nie. Dan het die rugby seuns soontoe gegaan. En ek onthou ons van ons plek waar ons gebly het na die sportskool toe moes draf elke dag en dan het ons daar game gespeel, dan moes jy weer terugdraf. Nou ek en my vriend, die kaptein en die onderkaptein, ons was nie lus vir hierdie lang hardloop nie. Dis seker 'n goeie 5 of 6 kilometer. En dan as ons dit hardloop, elke keer dan hier, wat is so om 'n koppie, dan is daar so sulke paadjies wat so deur die veld hardloop. Julle weet hoe lyk Durban, hoe lyk KwaZulu-Natal, hoe bebos is dit. En dan sien ons hoe die mense wat werk toe gaan en van die werk af gaan, dan vat hulle hierdie paadjies so. En ek en my vriend sit en ons werk uit en ons is soos, nee, hierdie is 'n kort pad. Hierdie is verseker 'n kort pad. Dit moet 'n kort pad wees, want ons hardloop 5-6 km, maar ons moet om die berg gaan. So wat ons gaan doen, vanmiddag vat ons die kort pad. En toe ons klaar is met die dag se games, is ons besig en ons sit in die span praatjie en die menere ry en ons moet draf en ek en hy is soos hy ouens. Ons het 'n kort pad. Trust ons. En hulle is soos, nee, julle ken nie hierdie wêreld nie. En ons is soos, nee, ons weet hoe werk hierdie. Ons het hierdie plan gesien, ons weet om daar uit te kom, ons wil hê julle moet saam met ons gaan. En die helfte van die span sê hulle saam met ons, die ander helfte van die span sê hulle is nie. En ons begin die kort pad vat. Nou dit wat gewoonlik 'n uur, 2 ure draf is tot by die kamp, word 'n 5 ure soek ekspedisie. Nie goed uitgewerk nie. En ek moes daai hele 5 ure hoor, dat hulle my nooit weer sal volg nie. Nooit weer saam met my sal gaan nie, want ek weet nie wat ek doen nie. Daai bos is lelik, en dit kan ek vir jou sê. Maar dit is so belangrik as jy saam met iemand gaan, om te weet saam wie jy gaan. Om te weet waarvoor jy jouself inlaat. Nou ek dink net vinnig aan Jesus met sy disippels op die boot, en die storms kom.
En julle ken daai storie, die storm is al buite en Jesus is besig om te slaap en sy disippels raak paniek bevange en hulle gemaak om wakker en sê, Here, is jy nie bekommerd dat ons almal gaan vergaan nie? En Jesus staan op en hy rebuke die storm en hy maak die storm in hulle lewens stil. En dan vra Jesus hulle die vraag, julle klein gelowiges, hoekom twyfel julle? En hulle sê dan die volgende ding, hulle sê, wie is hierdie man? Laat hy selfs die storms stil maak. Nou ons gaan hierdie jaar op 'n journey saam met Jesus. En dit vrywaar ons nie dat daar nie storms gaan wees nie, okay? Dit vrywaar ons nie dat daar nie moeilike tye gaan wees nie. Dit vrywaar ons nie van dit nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie Jesus ken nie, as jy nie weet wie hy is nie, gaan jy in daai storm wonder waar hy is. En jy gaan begin twyfel en die vrees gaan jou oorvat en jy gaan met daai vraag konstant sit en sê, wie is hierdie Jesus? En dis beter dat ons vanoggend probeer by dit uitkom en vasmaak en sê, wie is hierdie Jesus? Sodat wanneer die storms kom, ons in hom kan vashou. En ons kan bly glo. Ek dink aan 'n ander keer wat die disippels ook op die boot was en Jesus het hulle uitgestuur. En in die middel van die aand raak dit stil en dit raak donker. En ek dink hulle wonder, waar's Jesus nou? Soos ons baie keer wonder, jy weet, is stil, hoor nie sy stem nie. En dan sien hulle iets op die water nader geloop kom. En hulle het hierdie tipiese mensreaksie. Hulle sê, dis 'n spook. Dit moet 'n spook wees. Kom aan, dit moet die vyand wees, dit moet 'n duiwel wees, dit moet 'n demoon wees. Dit kan nie. Come on, church. Hoeveel keer in ons lewens kom ons in 'n plek, in 'n situasie en die eerste gedagte wat ons het is, nee, dit moet die vyand wees. Come on. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy saam met Jesus op 'n journey gaan daar kere wees wat jy gaan wonder, is dit hy? Daar gaan kere wees wat jy wonder, maar is dit regtig Christus? En as jy hom nie ken nie, dan gaan jy gaan dalk verras wees of jy gaan dalk deurmekaar raak. Jy gaan wonder, maar weet ek wie Jesus is en is dit my Christus wat op pad is? So belangrik dat ons vir onsself eers moet vasmaak wie Christus is. Weet wie hy is, sodat ons nie in 'n plek in ons lewens kom nie. Wie van julle het al, dan lei die telefoon en jou heel eerste reaksie is, dis slegte nuus. Wie sê dis dalk nie goeie nuus nie? Wie sê dis dalk nie Jesus nie? Hoeveel keer het jy al 'n oproep gekry en dis nie die antwoord wat jy wou gehad het nie en jou eerste reaksie is, die duiwel het kom steel. Hoe weet jy dis nie die Here wat 'n weg maak nie? Hoe weet jy is nie God wat sy besig is om sy plan in jou lewe uit te voer nie? Ek vra die vraag vanoggend want so dikwels gebeur die lewe met ons en omdat ons Jesus nie ken nie, dan twyfel ons en ons wonder. Nou, ek het laasweek mee begin deur om vir julle te vertel van my en my vrou se troudag. En dankie vir al die skinderbekke hier. Voordat ek by die huis is, toe wil sy by my weet, want die mense sê vir haar, ek skinder van haar in die kerk. Dankie. So, wanneer my vrou nie hier is nie, dan, en ek praat van haar, kom ons hou dit hier, alright. Ons hou dit hier. So gebeur het, ek het vertel van die troue, en op die troudag, het ek besef hoe special my vrou is. Ek het besef, ek het die beter gedeelte van die deal, en sy het obviously die slegte gedeelte van die deal gekry. Maar ek dink jy sy het 'n klou gehad wat dit alles insluit nie, en ek het gedink ek weet alles wat dit alles insluit, okay? En, maar so 5 jaar later, wat ek julle nie laasweek vertel het nie, so 5 jaar later sit ek eendag in 'n kerk, en daar's 'n profeet. Nou, profete hoor by die Here, en dan praat hulle met die mense. Die profeet loop met die woord van God, so, wanneer daar 'n profeet is, dan luister ons van die Here kom met ons praat. Nou laat ek net gou hierdie sê, asseblief tog, moenie agter profete aan hardloop nie. Asseblief laat die Here een oor jou pad stuur. En dan die tweede ding, moenie 'n profeet gaan betaal om vir jou iets te doen nie. Come on church, is eenvoudige goed, maar is scary. In die week weer iemand my 'n mail gestuur van 'n profeet wat hom 'n mail stuur van hy weet wat die Here sê, maar hy moet eers R500 betaal, dan sal hy dit uitlê. Come on church. Alright, dis nie wat ek sê nie, dis nie wat ons doen nie, alright.
Maar ek vind myself in die kerk en daar's 'n profeet en ek ken die persoon se vrugte, baie respek vir hom. En hierdie profeet is besig om woord vir almal te gee wat die Here sê. Nou dis exciting. Want daai profeet deel goed met jou wat net die Here weet. Hy ken die planne en hy weet dit en hy deel woord en almal is excited want die woord is so akkuraat en die profeet kom na my toe gestap en ek staan daar en ek smile want ek weet ek gaan iets ontvang wat my lewe gaan verander. En terwyl ek daar staan, kom hy en hy kon staan so reg voor my en hy kyk my so aan en die volgende oomblik begin hy lag. True story. En ek kyk die profeet sê en ek soos hoekom lag jy? En hy sê vir my die volgende, hy sê die Here sê vir my, al wat hy hoor is, sy moet verander. En hy sê vir my, die Here sê, sy gaan nie verander nie, dis jy wat moet verander. True story. Nou dis nie lekker nie, want ek staan daar en sy staan daar langs my en ek sê sorry. Sorry. Maar soveel keer in ons lewens, dan dink ons ken die persoon saam wie ons gaan. En dan is goed gebeur, dan is ons geneigtheid is om te sê, maar nou moet jy verander. Kom aan, as ek jou kan verander, dan gaan dit beter wees. As ek jou kan verander, en my boodskap wat die Here my daai dag gegee het, is dat ek het vir jou die beste maatjie gegee. Jy het die beter gedeelte van die deal gekry. Sy het nie nodig om te verander nie, jy moet. En vanoggend wil ek dit vir jou sê, wanneer Jesus Christus deel raak van jou lewe, het jy die beter gedeelte van die deal gekry. Sê vir die persoon langs jou, jy het die beter gedeelte gekry. Jy het die beter gedeelte gekry. Jy het. En hier is dalk dit wat jy nie wil hoor nie, maar wat jy moet hoor. Jesus gaan nie verander nie. Nou, ons sê yes, ons love die gedagte dat hy gister dieselfde is vandag en oormôre, maar hy gaan nie verander nie. Wat ek probeer sê is, hy gaan nie verander om in te pas by jou boksie en idee van wie hy is nie. Jy is op 'n journey saam met hom, nie hy saam met jou nie. Kom church, kan ek 'n amen kry op dit? Alright, hy gaan nie verander nie, dis ons wat moet verander. So vanmôre wil ek so oomblik stil staan by 'n skrifgedeelte in Johannes 11. En ek wil vanmôre hê ons moet kyk na hierdie skrifgedeelte en sien wie Jesus is. Ons moet vanmôre kyk, want daar's 'n paar goed wat Jesus ons vanmôre wil wys, wat ons moet vasmaak in ons wese voor ons op hierdie journey gaan. Voordat ons hierdie pad aanpak en sê, Here, ek gaan saam met U, ek sal by U staan tot op die einde, moet ons net gou 'n paar goedjies vanmôre vasmaak van Jesus. Is julle saam met my? Okay, great. So gaan saam met my na Johannes 11 toe, vers 1 tot 3. Johannes 11, vers 1 tot 3. Okay, hier is ons in die evangelie van Johannes. En Johannes skryf oor Lazarus se dood en Lazarus se opstanding. Meeste van julle ken die storie. Ek is seker daarvan. Lees saam met my vers 1 tot 3. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf, en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. Okay, wag net eers geraak. Johannes skryf hierdie storie vir ons en hy begin met hierdie 3 verse. En wat ek ervaar is, hy wil 'n gedagte vaskry by ons. Hy wil iets hê, ons moet iets verstaan voordat ons die res van die storie lees. Voordat ons verder kyk na wie Jesus is, moet ons eers kyk na met wie ons hier te doen. Okay? En hy maak dit duidelik dat hierdie Maria en hierdie Martha en hierdie Lazarus is nie sommer net enige mense nie, okay? Dit wat ons nou gaan lees en beleef van Jesus, is nie sommer net Jesus wat snaaks is met mense wat hy nie voorlief is nie. Lees jy? Hierdie Maria is die Maria wat gegaan het en olie op Jesus se voete uitgestort het. Wat Jesus se voete gewas het met diersame olie. Olie wat 300 denaries werd was, 'n hele jaar se salaris. Nou kalkuleer gou jou hele jaar se salaris. Dis wat sy bereid was om te doen. Sy voete gaan was met daai olie. Toe doen sy 'n baie profound ding.
Die vrouens van daai tyd se hare was bymekaar vasgemaak en dan toegemaak, want dit was 'n persoonlike ding. Dit was 'n intieme ding gewees. Hulle het nie hulle hare losgelos voor enigiemand nie. En sy gaan en sy maak haar hare los en sy gaan droog Jesus se voete af met haar hare. Wat wys na 'n baie intieme aanbidding wat sy daar gedoen het. So hierdie is nie sommer net enige Maria waarmee ons te doen het nie. Hierdie is nie sommer net enige Lazarus nie. Hierdie is nie sommer net enige, hierdie is die Maria wat elke Sondag in die kerk is. Hierdie is die Maria wat haar Bybel lees, wat bid, wat getrou is. Hierdie is die Maria wat getrou is wanneer sy aanbid, wat sy hart oop is en haar fokus is op Jesus en vir Jesus leef. Hierdie is die Maria. Hierdie is sy waarvan ons hier lees. En hierdie is die Lazarus vir wie Jesus liefhet. Die persoon vir wie Jesus liefhet. Nou, met dit in gedagte, kom ons gaan vorentoe. Vers 5. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. En ek weet nie hoe sluk jy aan daai een nie. Maar hierdie is die Lazarus wat Jesus liefhet. En nadat hy gehoor het dat hy siek is, bly hy nog 2 dae in die plek wat hy is. Die woord sê hy het 4 dae laat opgedaag by die begrafnis. Hierdie Jesus waarvan ons hier lees was laat. Okay? So ek wil graag vanmôre iets vir jou sê van Jesus wat jy dalk nie weet nie. Jesus gaan soms laat wees. Kom church. Jesus gaan soms laat wees. Hy gaan nie altyd opdaag wanneer jy wil hê hy moet opdaag nie. Hy gaan nie altyd die deurbraak bring wanneer jy wil hê hy moet die deurbraak bring nie. Hy gaan nie altyd binne in jou raamwerk werk nie, want jy sien ons is saamgestel in 'n boksie wat tyd is. God is nie. Kerk, die Here is buite tyd. Die Jesus waarvan ons praat vanoggend is nie binne in tyd vasgevang nie. Daarom kan hy gister, vandag en oormôre dieselfde wees, want tyd bepaal nie wie hy is nie. Tyd bepaal wie ons is. Tyd maak ons bang. Kom nou. Hoeveel goed vat ons na die Here toe en dan sit omdat ons tyd uit hardloop dat ons ongelukkig raak. Omdat ons tyd uit hardloop begin ons bang raak en ons bid baie keer hierdie tipe gebede. Here Jesus, U moet dit nou kom doen of is te laat. Kom nou. Jesus, as U nie nou deurkom nie, dan help dit nie meer nie. Jesus is nie in tyd vasgevang nie. Kerk, so as Jesus nie opdaag wanneer jy wil hê hy moet opdaag, soos jy wil hê hy moet opdaag nie, dan is daar 'n goeie rede vir dit. En hier is die rede. Hy's nie binne tyd vasgevang nie. Hy weet presies hoe môre lyk. Hy weet presies hoe jou môre lyk. Hy weet presies hoe hierdie ding gaan uitdraai. Hy weet presies wat sy plan is en hy weet presies wat moet gebeur. Prys die Here vir dit. Prys die Here, ons bid 'n God wat buite tyd is. Sodat wanneer ek en jy op hierdie journey hierdie jaar saam met Jesus is, dan moet ons besef dat Jesus dra nie 'n horlosie nie. Okay, tyd maak hom nie bang nie. As ek en jy vir hom voorskryf wanneer hy dit moet doen, dit gaan teen nie werk nie. Ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre, want ek wil hê jy moet vrede vind in wie hy is. Hy is bo tyd. En hy weet presies wat hou môre vir ons in. Presies. Jy hoef nie te begin worry nie. As die tyd uitloop nie, kerk. Jy hoef nie te begin worry as die tyd uitloop nie. Jy hoef nie te begin bekommerd raak as ons hier sit teen 1 uur en ek preek nog nie. Okay. Jesus is nie in tyd vasgevang nie. Jy hoef nie te begin bekommerd raak nie. Hoor julle wat ek sê vanmôre, want iemand moet dit hoor. Want ons dink soms ons aanbid hierdie God wat in tyd vasgevang is en as hy nie deurkom wanneer ons wil hê hy moet deurkom, dan sit alles verby. Wie van julle ken die storie van Lazarus? Kan ek jou hand sien, het jy al ooit die storie van Lazarus gehoor? Okay, so ek spoil nie die einde vir iemand nie. Jesus gaan hom oprig. Hy gaan weer lewe. Jy en ek weet dit, so dis maklik om nou daaroor te lag, maar Maria en Martha het dit nie geweet nie. Maar hulle moes vrede vind in die feit dat Jesus buite tyd opruit. En ek wil vanmôre vir jou sê, die God wat ons dien, werk ook so.
Die bank kan jou laat weet jou tyd loop uit, maar as Jesus nie sê dis verby nie, is dit nie verby nie. Die dokter kan vir jou sê jou tyd loop uit, maar as Jesus nie sê dis verby nie, is dit nie verby nie. Kom nou kerk, jou lewensmaat, jou vriend, die persoon met wie jy in 'n moeilike verhouding is op hierdie stadium kan vir jou sê dis verby, jou tyd loop uit, maar totdat Jesus nie gesê dis verby nie, is dit nie verby nie. Hy ken ons môre en dit is een van die belangrikste karaktereienskappe wat ek wil hê jy moet vanmôre besef. Hy is buite tyd. Great, so lees verder saam met my. Ons gaan dan sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan soontoe. Kom ons gaan kuier vir hulle. En dan in vers 20 kom Jesus by Martha hulle aan. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Here, as U dit gedoen het, so ek gevra het, dan sou ek nie deur hierdie hoefte gegaan het nie. Here, as U dit gedoen het, soos ek dit van U verwag het, dan sou ek nie deur hierdie goed moes gegaan het, dan sou dit nie met my gebeur het nie. Here, as U dit gedoen het, op daai tyd, volgens my plan, soos ek vir U gevra het. Maar selfs nou, weet ek, dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Glo jy dit? Vraag vir die persoon langs jou, glo jy dit? Wat ek jou eintlik vra nou is, en ek glo dis wat Jesus gevra het, glo jy dat die Jesus waarmee jy op 'n journey gaan hierdie jaar, die Jesus wat jy aanbid, jou ewigheid vir hom belangriker is as jou gemak hier? Glo jy dit? Glo jy dat die Jesus saam met wie jy hierdie jaar op 'n journey gaan, dat jou ewigheid is vir hom belangriker as jou gemak hier? Dat jou geloof vir hom belangriker is as wat jy deurgaan hier? Glo jy dit? Kom church. Ek vra jou, glo jy dit? Glo jy dat dit vir Jesus belangriker is om jou siel in die hemel te kry as wat dit vir hom is om vir jou 'n gemaklike lewe te gee? Glo jy dit? Okay, ek het nou gesê jy moet weet Jesus gaan nie opdaag wanneer jy wil hê hy moet opdaag altyd nie, okay? Jesus is buite tyd. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet besef vanmôre is dat jou ewige lewe, jou journey saam met hom in die ewige lewe is vir hom meer prioriteit as dit wat hier in hierdie wêreld gebeur. Ek wil hê jy moet dit weet. En hoekom moet ons dit weet? Want as ons dit nie besef nie, dan gaan daar kere in ons lewe kom wat ons gaan wonder of dit die duiwel is wat goed doen en dan is dit eintlik Jesus wat besig is om ons weer op 'n pad te kry om hom te volg en te dien soos ons hom voorheen gedien het. Kom church. Jy sien, as ons twyfel of Jesus se hart vir ons regtig die ewigheid is, dan gaan daar tye in ons lewens kom wat ons gaan twyfel van waar is hy? Is hy regtig die Messias? Is hy regtig God? Want kyk waardeur gaan ek nou. Is jy dan nie regtig 'n kind van God nie? Is jy nie regtig aangeneem deur hom nie? Is jy nie regtig syne nie? Behoort jy nie regtig aan hom nie? En omdat jy aan hom behoort, sê die woord dat niks, sê niks. Niks kan my en jou uit sy hand uit wegruk nie, kerk. Niks. So wanneer daar goed oor ons pad kom wat bietjie moeilik is, of wanneer ons planne nie gebeur soos ons wil hê dit moet gebeur nie, dan wonder ek soms, is ons nie te vinnig om die duiwel krediet te gee nie. En moet ons nie net vir 'n oomblik baie keer stil staan en gaan vra, Here Jesus, is U nie besig om my in 'n rigting te neem waar my verhouding met U besig is om te verdiep nie? Is U plan hiermee nie dalk om my juis nader aan U te bring nie? Is die plan hiermee nie dalk juis om my lewe te red nie, want miskien het ek so ver van U af gedwaal, dat my lewe is nie meer wat dit moet wees nie. Kom kerk. Die tweede ding, dit wat ek met jou hê moet vasmaak vanoggend,
is dat jou ewigheid is vir Jesus meer belangrik as jou gemak. En wanneer ek en jy dan met Jesus te doen het, dan moet ons dit besef. Besef dat dit vir hom meer belangrik is. En dat hy my en jou gered wil sien. Jesus vra, glo jy dit? Glo jy dat Jesus se hart vir jou goed is, kerk? Glo jy dat hy nie altyd vir ons gee wat ons wil hê nie, dat dit ten goeie sal meewerk? Wie van julle gee vir julle kinders alles wat hulle wil hê? Okay, wie van julle gee vir julle kinders alles wat vir hulle goed is? Ja, net so wil Jesus vir ons alles gee wat vir ons goed is. Nie noodwendig alles wat ons wil hê nie. Martha antwoord Jesus in vers 27 en sê die volgende: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Nou hierdie is bitter belangrik. Onthou julle wat Petrus Jesus laasweek geantwoord het, toe Jesus vir Petrus vra, maar Petrus, wie sê jy is ek? Het hy nie hierdie selfde woorde gebruik nie? Ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat na die wêreld gekom het. Hoekom is hierdie so belangrik? As jy reg onthou, dan het ek laasweek ook gesê dat Jesus vir Petrus op daai stadium sê dat Petrus op hierdie openbaring van wie ek is, gaan ek my kerk bou. Laat my toe om vanmôre hierdie ook te sê, op hierdie openbaring van wie Jesus is, bou Jesus sy kinders. Op hierdie openbaring van wie Christus is. Nou wat beteken hierdie woorde? U is die Christus, die Seun van God, wat na die wêreld sou kom. Dit beteken Jesus Christus is die antwoord. As jy wil weet hoe om deurbraak te kry in jou verhoudings, Jesus Christus is die antwoord. As jy wil weet hoe om weer gesond te word, Jesus Christus is die antwoord. As jy wil weet hoe om deurbraak te kry in jou finansies, Jesus Christus is die antwoord. Iemand sê amen. As jy wil weet hoe om die ewigheid saam met God in te gaan, Jesus Christus is die antwoord. Hy is ons redder, hy is ons saligmaker. Hy is ook die groot ek is. Hy is wel ook die skepper van hemel en aarde. Church, hy regeer en hy is in beheer. Amen. Daarom weet hy wat môre aangaan. Daarom is môre in sy hande. Daarom kan ons hom vertrou, want hy is die Christus, die Seun van God. Maar weet jy wie is hy nog, as die woord sê hy is die Christus, die Seun van God? Hy is ook Immanuel. Hy is God met ons. Hy is God by ons. Is jou Jesus die Christus, die Seun van God wat na die wêreld toe gekom het om ons te red? Ek vra jou volgende. Het jy reeds die openbaring dat Jesus Immanuel is? Het jy reeds die openbaring dat Jesus Christus deel wil wees van jou lewe? Dat hy intiem betrokke wil wees? Het jy daai openbaring of is Jesus vir jou 'n God wat ver weg is? Kom kerk, voordat ons hier uitgaan vanoggend en voordat ons die pad ander vir die jaar, moet ons hierdie goed vasmaak vanoggend en sê dat Jesus dra my belange op sy hart. Jesus ken elke gedeelte van my lewe. Hy verstaan wie ek is. Hy weet wie ek is. Hy gaan saam met my. Hy is my God met my. Dis ook wie hy is. Dis ook wie hy is. Gaan saam met my na vers 32 toe. Soos hierdie storie besig is om homself af te speel. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. En gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. En Jesus het geween. Hy het gehuil. Sy hart het oopgebreek vir hulle. En vers 36, en die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Ja, Jesus is buite tyd. Jesus is die groot, almagtige God, skepper van hemel en aarde. Ja, Jesus daag nie altyd op wanneer ons wil hê hy moet opdaag nie, kerk, maar hierdie gedeelte skryf Johannes daar, want hy wil hê ek en jy moet iets verstaan. Jesus is ook connected. Jesus weet ook presies hoe jy voel. Kerk, Jesus weet presies, hy mag en hy is die groot almagtige God.
Hy is die een wat die wêreld geskaap het en hy regeer soos 'n koning in die heelal en op aarde, maar hy is intiem betrokke in jou lewe. Kerk, hy weet presies hoe jy voel. Hy weet presies hoe jy voel as jy seer het. Hy weet presies hoe jy voel as jy huil. Hy weet presies hoe dit voel as jy vanaand op die kussing lê en huil en skree en niemand dit hoor nie. Dan is Jesus daar saam met jou en hy huil saam met jou elke traan. Elke keer wat jy seer het. Elke keer wat jy teleurgesteld is. Hy weet hoe diep hy teleurstelling is. Kerk, daar is niks, maar niks wat ek en jy in hierdie lewe deurgaan wat Jesus nie van bewus is nie. Dit is die Jesus wat ons aanbid. Dit is die Jesus wat ons aanbid en wie ons God is. En ek wil hê jy moet dit vanoggend weet, dat hy ken jou grootste twyfel. Hy weet hoe jy twyfel. Hy weet hoekom jy wonder, hy weet hoekom jy seer het. Jy kan voorgee vir mense en jy kan voorgee voor jou werkskollegas en voor jou lewensmaat, maar voor Jesus kan jy nie, hy weet presies die diepte van elke seer. En hy weet dit nie net nie. Hy huil saam met jou. Hy huil saam met jou. Hy sit by jou terwyl jy teleurgesteld is. Hy is intiem betrokke by dit. Hy is daar in daai oomblik en hy weet hoe dit voel. En dit is so, hy het hom lief gehad, maar hy het jou lief. Hy het jou lief. Tik die persoon langs jou net so en sê, hy het jou lief. Hy ken jou naam. Jy is vir hom kosbaar. Jy is vir hom belangrik. Hy weet wat in jou gedagtes aangaan. Elke oomblik van die dag. Jesus is nie distant nie, church. Jesus is nie distant nie. Hy is daar. Hy is daar in die moeilikste moments. Hy is daar wanneer ons wou gehad het, hy moes nou opdaag. En hy dan nie opdaag nie. Wel nie soos ons wou gehad het, hy moes nie. Maar hy is daar, hy weet hoe dit voel. Hy is daar wanneer jy teleurgesteld is in jouself. Hy is daar wanneer jy weer in daai sonde val wat jy so graag van wil uitkom, so graag van wil loskom en dan daai tyd so skuldig voel dat jy voel jy gaan weghardloop en jy gaan eers na die Here toe hardloop, jy gaan tot weghardloop van hom af, want jy kan nie met jouself saamlewe nie, hy's daar. Hy's daar. En dit is in daai oomblikke wat ek en jy sy stem moet hoor. Dit is in daai oomblikke wat jy ons sy naam moet ken en weet dis nie 'n demoon nie, weet dis nie 'n duiwel nie, weet dat Jesus is daar. Hy's by ons. Vers 37. En sommige van hulle het gesê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? Hoeveel keer het ons al hierdie vraag gevra? As jy nou moet eerlik wees, hoeveel keer het jy al hierdie vraag gevra? Hoeveel keer het jy al gesê, Here Jesus, kon U wat hierdie groot aarde geskaap het, Here, U wat hierdie wonderwerke doen, U wat oom Henk en oom Hendrik genees het, Here, U wat daai jong man uit die rolstoel uit laat opstaan het, kon U nie dan hierdie klein dingetjie in my lewe gedoen het nie? Hoeveel keer het ons dit al gevra? Hoeveel keer het ons al so gereageer wanneer Jesus 3 dae laat is? Hoeveel keer het ons al moed opgegee wanneer Jesus 4 dae laat is, want hy het nie opgedaag nie, maar Here Jesus, kon nie dan nie maar dit vir my ook gedoen het, wat hy vir iemand anders gedoen het. Dis dan so klein gewees, en kyk Jesus se reaksie op dit, op daai vraag, in vers 38, tot en met nou toe het hy geween, omdat hy die harte van die mense raak gesien het. Maar kyk hoe ween hy, en hoe voel hy op vers 38. En Jesus het weer, in homself, geweldig bewoe geword, en by die graf gekom. Jesus het geweldig bewoe in homself geword, toe die mense so redeneer. Hoekom? En ek wil jou die vraag vra volgende, hoekom dink jy sou Jesus in homself bewoe geword het, toe die mense so redeneer? Toe ek en jy so redeneer? Ek dink dit moet Jesus se hart bitter seer maak.
Ek dink regtig so, church. Ek dink dit moet Jesus se hart bitter seer maak as ons hom nie ken nie. As ons op hierdie journey saam met hom is en hy's 2 dae laat en ons is soos, ja, die Here is nie lief vir my nie. Ek dink dit moet sy hart bitter seer maak. Ek dink binnekant in die innerwese van wie God is, raak hy bewoe. En dit raak sy hart seer wanneer ek en jy vergeet, maar hy is die koning van die heelal. Wanneer ons vergeet dat hy is in beheer. En hy regeer werklik. Ek dink binne in God se wese is dit nie lekker om te weet dat dis hoe ons voel nie. Wat vir my interessant is dat Jesus nie gaan en hulle rebuke nie. Maar kyk sy reaksie op hulle ongeloof en ek wil vanmôre vir jou sê, dis Jesus se reaksie, dis die Jesus wat ons aanbid. Vers 39. En Jesus sê, neem die steen weg, maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus kon hom gewip het. Hy het alle reg gehad om kwaad te wees. Want daar staan hy en hy het homself aan hulle bewys soveel keer, en hier sit ons vanmôre en Jesus het homself aan ons bewys, hoeveel keer, en hulle twyfel en hulle wonder nog steeds, hoekom is sy hart so lelik? Jesus se hart is nooit lelik nie. Jesus se gesindheid net daarna is nie om hulle te rebuke nie, maar om na hulle toe te kom, soos Jesus vanmôre na jou toe kom en sê, nee, rol die steen weg. Kom, rol die steen weg vanmôre in jou lewe. Rol die steen weg vanmôre in jou lewe wat jou hart verhard het teen God. Rol die steen weg vanmôre in jou lewe wat gemaak het dat jy nie meer glo dat God wonderwerke in jou lewe kan doen nie. Kom nou. Rol die steen weg in jou lewe en miskien was dit 'n geval gewees van die Here het nie opgedaag toe jy wou gehad het hy moes opdaag nie. Miskien is dit 'n geval gewees van die Here het nie deurgekom vir jou soos jy wou gehad het hy moes deurkom nie. En intussen is hy net besig gewees om jou te probeer nader aan hom trek en weg te trek van die vieslike goed in die wêreld af. Miskien is dit 'n geval gewees waar Jesus homself aan jou wou openbaar as die almagtige ek is en die intieme Immanuel wat nie by die huis wil bly as jy uitgaan saam met jou vriende nie, maar wat saam met jou wil uitgaan, wat saam met jou wil journey, nie omdat hy jou wil straf nie, maar omdat hy weet wat beter is vir jou, omdat hy 'n plan het vir jou lewe, omdat hy weet wat goed is vir ons, en hy sy goeie plan vir jou lewe wil hê moet uitkom. Miskien het Jesus nie opgedaag in jou lewe soos jy wou gehad het tot nou toe nie, en dit het veroorsaak dat ek en jy 'n steen voor die graf inrol. En vanmôre kom Jesus na jou toe en hy vra jou, wat is daai rots? Wat is daai rots? Waar het jy seer gekry? Watter geliefde moes jy afstaan in die dood? Hoeveel geld moes jy verloor het? Hoeveel vriende moes jy verloor het? Is jy dalk deur 'n egskeiding? Wat is die ding wat daai rots van jou, wat daai graf toemaak van môre en verhoed dat die Here iets in jou lewe doen? Wat verhinder dat jy hierdie jaar hom 'n kans gee om saam met hom uit te gaan en 2026 aan te pak met 'n verwagting. Maar hy stink al. Ja, al die feite is daar. Ja, maar hy is al 4 dae dood. Ja, Dani, maar dis al 'n jaar terug. Dani, dis al 10 jaar terug en die Here het nog nie opgedaag nie. Plaat tyd God. Maak dit saak of dit 4 dae is, maak dit saak of dit 10 jaar is, maak dit saak of dit 50 jaar is. Dit maak nie saak nie, dit verander nie wie God is nie. En Jesus kom vanmôre en hy sê ek nooi julle. Ek nooi julle op 'n journey saam met my. Ek wil hê julle moet weet dat my hart vir julle is goed. My hart vir julle is net goed en ek wil hê jy moet Hebreërs 4 vir my opsit en ek sluit af met hierdie skrifgedeelte. Terwyl ons dan so groot hoëpriester het en hier is die uitnodiging vanoggend wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die seun van God. Laat ons dan die belydenis vashou, net eers daar. Die skrywer van Hebreërs maak 'n pleit by ons en hy sê dit gaan nie altyd maklik wees in church. Moenie dink as Jesus sê, "Hey, ek wil hê julle moet my saam met julle vat of ek wil hê julle moet saam met my kom op hierdie journey hierdie jaar," dat dit net altyd gaan maklik wees nie. Maar die skrywer van Hebreërs maak 'n pleit by ons en hy sê, "Kom laat ons aan hierdie belydenis van wie God is, van wie Jesus is vashou." Volgende vers. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons,
maar sonder sonde. Volgende vers. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons dan, en ek wil jou nooi vanoggend, laat ons dan na die troon van genade gaan. Laat ons dan vanoggend vasmaak, as jy nog nie het nie, om na die troon van Jesus te gaan. Laat ons dan vanoggend 'n keuse maak en sê, al is dit nie volgens ons plan nie, en al werk dit nie uit soos ek wil hê dit moet uitwerk nie, maar hierdie jaar sal ek my oë op Jesus gefestig hou. Hierdie jaar sal hy my God wees, en hierdie jaar sal ek nie op hom opgee nie. Kom nou, laat ons dan na hierdie troon toe gaan. Hy het medelee met ons swakhede. Soos ek vroeër gesê het, Jesus is nie disconnected nie. En elkeen van julle wat vanmôre hier sit, daar's iets waarvoor jy bid. Daar's iets wat die geneigtheid het om 'n rots te word, wat voor die deur staan, dat die Here nie 'n wonderwerk kan doen nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die Here ken al jou seer, al jou teleurstellings, al jou pyn. Hy weet presies wat hierdie jaar vir jou wag. En hy weet presies wat die antwoord is. Hy weet presies om dit uit die pad uit te kry. En hy wil jou help. En hy wil my help hierdie jaar. Want hy wil wonderwerke weer in elkeen van ons se lewens doen. Tot sy eer. Amen. Ons hemelse Vader, ek dank U vir die geleentheid om vanmôre hierdie woord te deel. Here, ek dank U dat ons 'n God aanbid wat presies weet hoe ons voel. Ek dank U dat ons 'n God aanbid wat kom om die graf oop te maak, nie toe te maak nie. Dankie Here Jesus dat elke ding wat ons deurgaan, het die potensiaal om ten goeie mee te werk. Kom church, ek wil hê jy moet hoor wat ek bid. Dankie dat elke ding wat ons deurgaan, het die potensiaal om ten goeie mee te werk. Elke ding. Here Jesus, dankie dat wanneer U laat is, U nog steeds betyds is. Dankie Here Jesus dat wanneer U planne uitwerk soos U dit wil uitwerk en nie soos ons dit wil laat uitwerk nie, dat dit nog steeds die beste is vir ons. Dankie Here Jesus dat ons hierdie jaar kan ingaan met die wete dat U met ons is en dat U die keuse maak om saam met ons in te gaan ten spyte van wie ons is. Kom kerk, glo jy dit? Ten spyte van wie jy is, glo jy dit? Glo jy dat Jesus bereid is om hierdie jaar saam met jou in te gaan, ten spyte van wie jy is, ten spyte van jou onvermoë, ten spyte van jou ongeloof, ten spyte van jou geskiedenis, waar jy vandaan kom, ten spyte van jou swakhede, staan Jesus vanmôre voor jou en hy sê ja. Hy sê ja en hy sê kom saam met my op hierdie journey, ek wil jou saam met my vat, want ek het jou lief. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?